Goeiemôre vriende. Baie welkom in die erediens vanoggend en hier is besoekers hier en daar agter is besoekers wat inkom. Is baie lekker om almal van julle ook hier by ons te verwelkom. Hier's mense wat vir die eerste keer in ons gemeente erediens bywoon. Maak asseblief seker dat julle net 'n nuwe intrekkerkaartjie invul. Vra maar daar by die mense in die voorportaal. Dan sal ons so gou as moontlik by julle uitkom. Ek moet dit nou maar sê, Tokkels het verjaar. So 2 jaar terug. Geluk Tokkels met jou verjaarsdag en al die ander mense. Ek weet nie van almal se verjaarsdae nie, maar so hier en daar hoor ek van iemand wat verjaar. Aan jou Tokkels 'n geseënde jaar. Met so agter die skerms doen hy vreeslik baie ook in hierdie gemeente. Help ons met baie goeders. Vriende, ons erediensorde gaan van so 'n bietjie anders verloop vandag omdat ons met woord en oordeenking en sang so 'n bietjie gaan stilstaan by die betekenis van die lyding van die Here Jesus aan die kruis vir elkeen van ons, maar julle kan gemaklik wees, kan maar net die orde van die erediens volg. Hier's net 'n paar afkondigings. Al ons afkondigings en gebedsversoeke is op ons WhatsApp groepe, so as jy nog nie daarvan deel is nie, laat ons asseblief weet. Ek wil maar net vir Michelle Swart wat ernstige rugprobleme ontwikkel het, Delano, ons bid vir julle, en dan ook vir Annemarie Rademeier se klein dogter Elana, wat ook ernstige gesondheidsprobleme ontwikkel. Weet maar verseker dat ons vir julle bid. En dan ook vir Derek Bason, hy is aangeval en het ernstig seer gekry. Ek bly dat jy hier is vandag. Derek was vir so 'n maand in die hospitaal gewees. Ons bid vir 'n goeie herstel vir jou, Derek, ook en vir almal wat ons dalk nie van weet nie, wat groot uitdagings het op verskillende maniere, verskillende terreine van julle lewe. Vriende, dan is daar vanaand weer 'n jam sessie van 5:00 tot 6:00. Dit beteken nou maar net die musiekgroep gaan nie wees en almal wat sommer net wil kom saam sing of wat wil kom 'n musiekinstrument probeer, jy hoef nie goed te wees nie. Dis maar net 'n jam. So jy kom maar net en is hierso. En dan het Aileen ook gesê sy sal hier wees as daar iemand is wat dalk belangstel om te kyk hoe die klank kom werk, om daarvoor opgelei te word. Hulle het regtig daar hulp nodig, dan kan jy ook maar net opdaag hier by die kerkgebou. Dit's tussen 5:00 en so bietjie tot na 6 tot jy klaar is. Dan het ons vandag, soos ons op ons groepe gesê het, so 'n bietjie van 'n koffiekuier na die tyd. Ons kom min by mekaar dat ons so 'n bietjie stil staan, so daar's koeksisters en koffie na die tyd in die voorportaal en sap vir die onbekeerdes wat nie koffie drink nie. En dan kan julle sommer net bietjie saam kuier, vriende. Ons was onseker oor die weer, daar's 'n reën voorspel, so dis neem sommer daar's 3 punte, bedieningspunte in die voorportaal soos wat jy uitstap, maar die bedoeling is nie 'n takeaway nie, dis net so 'n bietjie met mekaar kuier. En in die voorportaal of in die kerkgebou as dit slegte weer is of natuurlik daar buite is nog beter. Dan het ons nie kindertyd vandag nie, ons het nie kinderkerk vandag nie. Die kinderkerk hervat die Sondag wanneer die skole weer begin, dis na Paasnaweek. En dan herinner ek julle aan ons Paasnaweek eredienste, 'n goeie Vrydag waar tydens ons nagmaal gebruik op die 7de April en dan die 9de April Opstandingssondag ook 9:00 die oggend hier by ons. Dan was dit die afgelope naweek Mighty Men en ek het nou in die week gehoor van Gert en Gertjie, Jonker se belewenis daar, en ek het toe gedink dis baie noodsaaklik dat hierdie getuienis ook oorgedra moet word en dat almal van ons dit hoor. So ek het vir Gertjie gesê ek het vir hom 10 vrae, maar ek sal nie. Maar Gert gaan net sy getuienis deel van wat hulle beleef het hierdie naweek. Goeiemôre julle, dankie. Ja, hierdie jaar se Mighty Men was 'n bietjie anders te gewees. Ek wou aanvanklik nie gaan nie. Ek het gesê ek gaan 'n skiep gee hierdie jaar en toe het Gertjie vir my oorreed, hy het gesê hy wil baie graag gaan. Ons moet gaan. En toe sê ek okay, ons gaan, maar ek gaan dit anders doen. Ek en vir hom tyd alleen maak by die Mighty Men. So ons gaan weg wees van almal af, ons gaan heel een kant tent opslaan, en seker maak dat ek en hy kan tyd spandeer die naweek. En nee, is reg toe so, ons het gewoonlik in 'n baie groot groep gegaan, en ek het
gedink ek wil 'n bietjie afsonder en laat ek en hy alleen kan wees. En toe het ons nou so gemaak en Vrydagmiddag al aangekom. Ek het die verste plek en wat die meeste weg is van almal af gekies op daai groot plaas waar die Mighty Men is. En eers bitter baie gesukkel om die tent op te slaan, so toe die stress levels so 'n bietjie gestyg. Maar nadat het ons rustig geraak en gaan stap 'n entjie en teruggekom en die Vrydagmiddag toe iewers, ek kan onthou laat toe kom daar 'n bus van mans en hulle kies 'n plek reg langs ons. En ek het eintlik gedink asseblief ry net verby, want dis nou ek wil alleen wees. En die ouens klim uit, ek dink is about 15 mans wat uitklim en groet mekaar en hulle begin 'n tent opslaan. Ek dink toe op die einde was al 5 tente wat hulle opgeslaan het. En die een van die tent was seker so 'n halwe meter van my tent af. En ek tog myself, Here, dis nog nie my plan vir die naweek hierdie nie. Hoe gaan dit werk dat die tyd wat ek saam met hom wil spandeer nou omring is met mans en is jong seuns gemeng en ja, ek het nog gedink hulle gaan nou geraas maak en loud wees en dis nie wat ek wou gehad het vir die naweekie. En die Saterdagoggend, die Vrydag aand het ons vroeg tent toe gegaan. En dit erg gedonder weer. Toe dink ek myself as daai ouens nou by die verhoog is, dan gaan ek tent opslaan en skuif. En ek gaan vir ons 'n ander plek soek wat weer alleen is. En ons het toe Vrydag aand by die tent gekom en ek het dit toe gelos. Hulle was toe nie so erg die aand nie. En Saterdagoggend vroeg toe kom een van die ouens omgestap en hy stel hom voor. Hy vra toe kookwater, want hulle het hulle gasbottel vergeet. En ek sê ja, ons begin gesels en die ou sê maar hulle is van die Kaap af. En hulle is almal van hulle is ex-kollies. Hulle kom uit die tronk uit en van die bendes in Kaapstad wat uit die bendes uit is. So hulle is ex-gang members en skollies. En ek sê vir hom, "Jessie, dis interessant want ek het so 'n paar weke terug op RSG 'n gesprek gehoor van een van die hoë gang members, die leiers in Kaapstad, wat uit dit uit is en hy help jonger seuns om ook uit te kom." En ek sê vir my, ek kan nie die ou se naam onthou nie en hy sê vir my, ja, jy weet, was dit Samuel gewees en hy het die van gesê, ek het die van vergeet. Ek sê ja nee, ek dink dit is. Hy sê maar dis ek gewees. En ek sê vir hom, ja, dis nou toevallig. Want dis vir my eintlik baie interessant gewees en hoe die ouens, hoe hulle werk. En ek sê vir hom, ek sal baie graag julle stories wil hoor en ek het my gitaar hier so ons kan, as julle wil, kan ons sommer 'n liedjie of twee sing of iets soos dit en dan hy sê nie was reg en die Saterdagmiddag toe kom die ouens en hulle het hulle matrasse voor my tent neergegooi op die gras en ons het geworship. Hulle het gesing waar hulle kon sing en verder het hulle net geluister. En ek het vir hulle gesê wat my plan was vir die naweek. En hulle het gekom en hulle was die grootste blessing vir ons hierdie naweek. Die ding waarvan hulle deel is 'n non-profit organisation in Kaapstad wat hulle noem Join Bands Not Gangs. En spesifiek probeer hulle die ouens instrumente leer speel. En meer spesifiek gitaar. En ja, ek het net besef daar, jy weet dat my plan vir die naweek was een ding, maar die Here het 'n ander plan gehad. Hy het dit gebruik om uit te reik na die ouens. Hulle het daar gesit en ek kon met hulle deel my storie oor die gitaar en hoe ek begin het en ekskuus man. Ja, ons het eintlik 'n groot band gevorm en ewen Gertjie was so gemaklik met hulle gewees. Weet ons het vriende gemaak daai naweek.
En selfs tussen al daai goed het ek en hy ook baie tyd saam gespandeer, en wonderlike tyd gehad en tyd gedeel by die kruis. So dit was vir my 'n groot blessing. Hoe my plan vir die naweek was net nie die Here se plan nie. En hoe dit uitgewerk het was amazing. Die ouens, ja, hulle was goed gemanierd en goeie vriende geraak, en die een ouetjie Ethan het sy hart vir die Here gegee die Saterdag aand. Ons het Saterdag aand weer gehoorship saam. En ja, dit was my net wonderlik hoe ek my passie vir musiek kon deel met hulle, en juist dit wat hulle gebruik om uit hierdie ding uit te kom. So, dankie. Baie dankie Gert. En Gertjie. Dis nogal nodig dat ons nie so deur die erediens storm nie. Maar dat ons tog so 'n bietjie tyd kry om na te dink oor wat dink jy wil die Here vir jou uit hierdie getuienis sê vir waar jy nou is. Want dit wat Gert nou gesê het is dat ons baie keer 'n spesifieke prentjie het van hoe God ons moet seën. Dit was nou hy eenkant saam met Gertjie die naweek, en dit moes so wees. En toe doen die Here dit heeltemal anders. Dit is die een ding wat ek uitvat. En die tweede ding is dat dis baie keer in die gee wat 'n mens die meeste seën ontvang. Iets van hierdie verhaal. So miskien is daar iets spesifieks wat die Here vir jou ook deur hierdie getuienis wil sê van vandag. Dis dalk die rede hoekom jy hier is vanoggend. Vriende, ons is in die lydenstyd waarin ons spesifiek vir jaar nadink oor die feit dat dit juis aan die kruis is waar Jesus tot koning gekroon word. En die feit dat hy juis aan die kruis gekroon word tot koning sê vir ons watter soort koning hy is. Hy is nie soos wat aardse konings of maghebbers of mense wat in magtige posisies is nie. Hy is totaal anders. Hy regeer nie van bo af met mag nie, maar met liefde en diens van onderaf. En toe het ons gesê, maar die ek is uitsprake van Jesus, waarvan daar ook 7 is, verduidelik verder wat 'n soort koning hy is. En in Johannes 10 vers 11 sê Jesus, ek is die goeie herder. En onthou nou dat daar na die konings van Israel in die Ou Testament ook verwys is as herders. Hulle was die herders van die volk, deur God aangestel. Maar weer eens is hy 'n ander soort koning. Hy's 'n ander soort herder. Hy's bereid om sy lewe vir ons af te lê. Hy's nie bereid nie, hy het dit gedoen. Vir jou en vir my. So ek het vir Denny Estreise gevra om vir ons die voorlaaste kers te kom blus, asseblief. Dit is in die gee van homself dat hy tot koning gekroon word. Kom ons dink so 'n paar oomblikke daaroor. Wat beteken dit vir jou om so 'n koning te hê? En waartoe nooi hy dalk vir jou uit?
Amen. Vriende, daarom is dit so belangrik dat ons weet dat omdat dit is wie hy is en omdat hy so 'n soort koning en Here oor alles is, kom hy na ons toe op 'n spesifieke manier. Hy kom na ons toe met seën en 'n spesifieke seën waarmee ons groet. Genade vir elkeen van julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, ons verlosser. En dit word bedien aan ons. Sy genade en sy vrede word aan elkeen bedien deur die werking, deur die teenwoordigheid van God se Gees in ons midde en ook in elkeen van ons. Ons gaan vandag die kruiswoorde van Jesus lees, sy 7 kruiswoorde aan die kruis. En ek gaan so 'n paar kort gedagtes in twee met twee groeperings van hierdie kruiswoorde gaan ek deel met julle. En die gedagte is maar om daaroor na te dink en dit te ontvang. Om vir hom toe te laat om in die kruiswoorde en in die nadenke en in die stilte en in die musiek wat ons gaan sing, om hom toe te laat om ons te vorm. En die vorming van ons lewe begin altyd by die vorming van ons denke. So kom ons laat hom toe om ons te vorm. So ek het vir Rudy gevra om die 7 kruiswoorde vir ons te lees, maar voordat ons dit lees, vra ek vir Louisa om net vir ons 'n gebed te doen. Dankie Here dat ons vanoggend in afhanklikheid na U toe kan kom. Dankie Here Jesus dat U lewe vir ons afgelê het, Here. Ons kan net vanmôre sê dankie vir Golgotha. Here, daar waar U gekruisig was en bespot was, Here. Waar mense van U 'n bespotting gemaak het, het U dit alles verduur omdat U gesien het en geweet het dat dit vir ons is wat U dit doen. Here, vanmôre wil ons net sê dankie vir die geleentheid, Here, wat ons het om U te kan aanbid. Groot God en Vader, Jesus ons leidsman, Heilige Gees, ons leermeester. Here, ons bid dat U in hierdie môre, in hierdie dag, in hierdie nuwe week wat voor lê, Here, met elkeen van ons sal wees. Ek bid, Here, vir Toby vandag, vir die diens wat hy lei, vir ons musiekspan, Here, wat ook U woord gaan uitdra deur musiek. Vir elkeen wat vanmôre hier sit, Here, dat ons 'n geopende gees, 'n geopende hart sal hê vir die inspraak van U Gees, Here. En ons dra hierdie diens aan U op. En ons vra, Here, dat dit wat ons doen 'n welgevallige offer vir U sal wees, Here. En ons loof U en prys U en aanbid U omdat U 'n groot en almagtige God is, 'n liefdevolle Vader. In Jesus naam. Amen. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. My God, waarom het U my verlaat? Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is U seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. Amen. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in U hande
gee ek my gees oor. Baie dankie. Die kruisiging het ek gesê is die plek waar Jesus gekroon word tot koning. En dit sê vir ons wat 'n soort koning hy is. En Paulus sê dit op 'n spesifieke manier ten opsigte van hierdie koningskap van Jesus. In Filippense hoofstuk 2, julle ken die gedeelte waar hy sê maar Jesus het sy aardse of sy hemelse bestaan, sy heerlikheid. En daai heerlike bestaan, glorieryke bestaan wat hy gehad het, het hy nie beskou as iets wat hy aan moes vashou soos 'n besitting, krampagtig vasgryp met 2 hande nie. Maar daar staan dat Jesus homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Dis hoe Paulus die menswording van Jesus in Filippense 2 beskryf. En dan sê hy verder dat Jesus homself verder verneder het deur hom oor te gee om aan die kruis vir ons te sterf. En Prof Dirkie Smit sê dat daardie woordjie verneder in Grieks ook kan beteken om oor te loop na ons kant toe. Dat die menswording van Jesus en die kruisiging van Jesus sê vir ons dat God aan ons kant is. Dan bevestig Paulus dit in Romeine hoofstuk 8, wanneer hy ook hierdie bekende woorde aan ons bekende woorde sê, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? So die kruisiging sê vir ons watter soort koning hy is. Hy's 'n koning wat vir ons is. Vir ons is. En die kruiswoorde, vriende, wys onder andere vir ons hoe wyd strek daardie vir ons. Wie sluit dit almal in? Die eerste kruiswoord, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, moet ons vir onsself voorstel wat daar gebeur. Jesus lê plat op die grond, op die kruis. Die mense is besig om met lang spykers, hierdie spykers te forceer, te slaan deur sy hande en deur sy voete, en terwyl dit gebeur, terwyl hy in hierdie geweldige pyn is, dink hy aan die nood waarin die mense is wat besig is om die spykers deur sy hande en sy voete te slaan. Kom staan hy letterlik, hoor die woorde, aan hulle kant, teenoor sy Vader, en tree hy vir hulle in, en hy sê vir hulle, Vader, moet asseblief nie hierdie mense straf nie. Hulle weet nie heeltemal wat hulle aanvang nie. Vader, asseblief, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarmee kom sê Jesus dat hy aan die kant kom staan van mense wat hom nie verstaan nie. Mense wat hom verwerp. Mense wat hom veroordeel. Mense wat hom en sy kerk vervolg. Jesus is selfs aan die kant van sulke mense. Nou moet ons nie te almal van ons net op 'n afstand gaan staan en sê, dis nou hulle nie. Want ons is soms ook daardie mense. Wat in ons harte die goed nie verstaan wat in hierdie wêreld gebeur nie, en wat in 'n sin teenoor God kom staan. Miskien was jy al daar, miskien is jy daar, miskien is dit die rede waarom jy hier is. Of dalk ken ons sulke mense. Ons sien dit in die media, nê, van mense wat hulle opstel teenoor Jesus. En dan kom sê hy, Vader, asseblief, vergeef hulle, want hulle weet nie wat nie. Jesus is aan die kant van sulke mense ook. En dan roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat?
En daarmee kom Jesus in ons skoene staan. Jo. Hy kom in ons skoene staan. En hy kom staan aan die kant van elkeen van ons wat voel op spesifieke oomblikke of spesifieke periodes in ons lewe dat God ver is. Dat hy op 'n afstand is. Dat ek teen die plafon vas bid, dis mos hoe ons voel. Dat hy ons in die steek laat en dat hy ons verlaat. Jesus kom sê, as jy so voel, moet jy weet, ek is aan jou kant. Ek is vir jou. Die feit dat jy so voel, kan nie 'n verskil maak aan die feit dat ek vir jou is nie. En dan sien Jesus die lyding van sy ma, en hy sê vir haar vrou, kyk, daar is die seun, en hy kyk vir Johannes, en hy sê, daar is jou moeder. Terwyl Jesus aan die kruis hierdie geweldige trauma ervaar in sy liggaam en in sy gees, sien hy die ontwrigtende pyn van sy ma, wat moet toe kyk hoe hy besig is om stadig maar seker erg te ly en die lewe uit hom uitgesuig word en hoe hy sterf. En hy sien haar pyn raak en haar lyding raak en hy doen vir haar wat hy kan doen op daardie punt. En dit is om te sê, ek vertrou jou toe aan my beste vriend, aan Johannes. Johannes, jy moet na haar kyk. Dis my ma hierdie. En ek is haar oudste seun. Sorg vir haar. Vir my sê dit dat Jesus aan die kant kom staan van elkeen van ons, wat moet toekyk hoe ander mense, wat ons lief het, swaar kry, ly, deur moeilike tye gaan, dalk sterwend is, of wat dalk moes sien hoe ander mense naby aan ons sterf, die afgelope paar jaar, het baie van ons dit beleef. Jesus kom sê, ek is aan jou kant. Ek is aan jou kant. En dan die laaste van hierdie groep, waar Jesus sê amen, dis 'n bevestigende woord, wees verseker, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy sê dit vir 'n misdadiger, wat heel waarskynlik regverdig geoordeel is, wat met die dood gevonnis is, en wat saam met Jesus aan die kruis hang. Hy is die een wat as 'n misdadiger besef hoe verlore hy is. En op 'n punt kom waar ons eintlik almal moet kom, daar aan die kruis 'n paar oomblikke voordat hy sy laaste asem uitblaas, besef, maar daar's niks wat hy kan doen om sy lewe te verander nie. Daar's niks wat hy kan doen om gered te word nie. Maar al wat hy kan doen is om na Jesus toe te draai en vir Jesus te vra, dink asseblief aan my as u in die paradys is, as u in die ewigheid aankom, dink aan my, wees my genadig. En dan sê Jesus vir hom, dis nooit te laat nie. Wat die ander mense nie besef nie, na al my jare van prediking, 3 jaar se prediking, het mense nie besef dat die punt waar jy nou is eintlik die punt waar ons almal moet kom nie. Is net 'n punt van totale besef van ons verlorenheid en dat ons niks daaromtrent kan doen nie. Ons kan maar net na hom toe draai en sê, Here, dink aan ons. En dan sê Jesus, so jy sal vandag saam met my in die paradys ingaan. Dis mos hoe genade werk, vriende. Jesus is aan die kant van elkeen van ons, wat besef, dat ons ernstig droog maak, ek en julle, ons maak droog.
Ons kan niks doen om ons lewens te verbeter nie. Om nou regtig voor God ons lewe te verbeter nie. Ons kan niks doen om gered te word nie, behalwe om na hom toe te draai. En vir hom te sê, Here, dink aan my. Here, help. En Here, wees my genadig. Vriende, spesifiek hierdie 4 kruiswoorde bevestig aan my wat 'n soort koning hy is. Hy is die koning wat sê en wat dit doen, sodat ek kan weet, hy's vir my. Hy's vir jou. En dit sluit ons almal in, want so lief het God mos die wêreld gehad. Ek wil vir die musiekbediening vra om vorentoe te kom, maar kom, ons gee net 'n paar oomblikke van stilte, vriende, waarin ons so 'n bietjie nadink oor, wat het die Here nou vir my kom sê, en wat is dit wat ek nou vir hom wil sê. So kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte, en wanneer die musiek begin speel, dan kan julle net so sit vir die volgende paar liedere wat ons saam gaan sing. God is liefde, jy was harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sondes te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het en liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte, seun gestuur het, om ons sondes te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat die eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Daar was 'n houtkruis
Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dan sal los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis raak, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show
Lord, I love to sing your praises. I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. Lord, you're in my life. I'm so glad you came to save us. Came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my behou. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe. U het my uit die put van die dood gehaal. Aan die kruis het U al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silwer skoon gewas. Ek is vry deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my behou. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my behou. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe. Jesus het ook aan die kruis gesê,
Ek is dors. Ek is dors. Iemand moes hom help om van daardie dors, om sy dors te les. Nou dink 'n mens dadelik terug aan Jesus wat daar in Johannes hoofstuk 4 vir die vrou by die put gesê dat hy self die bron is van onuitputlike, lewegewende water en dat hy dit toe vir haar aangebied het. In Johannes 6 het Jesus gesê, as iemand in my glo, dan sal mens nooit weer dors word nie, jy sal nooit weer honger word nie. En dan die woorde in Johannes 7, waarmee ons die diens afsluit, elke Sondag, waar Jesus sê, maar as jy na my toe kom, dan sal ek vir jou soveel lewende water gee, dat daar 'n stroom van lewegewende water uit jou binneste sal vloei, na almal rondom jou. Het die bron van water hier aan die kruis opgedroog, het die projek misluk? Nee. Vriende, hier is dit so belangrik om nou te weet dat Jesus hier doen wat net hy kan doen. En dit is om in die plek te kom waar ons almal is. Dors na lewende water, vol van skaamte oor die toestand van ons binnelewe en dood as gevolg van ons oortredings. Sodat hy kan gee aan elkeen van ons wat net hy kan gee, en dit is lewende water, om ons te herstel in ons menswees dwars deur ons lewe tot aan die einde toe, en aan ons die ewige lewe te gee. Dis die soort koning wat hy is. Hy kom gee dit nie, op 'n afstand nie, hy kom kondig nie net dit aan nie, hy kom doen dit, hy kom gee dit op 'n unieke manier, en dit is om in ons plek in te kom, daar waar ons is, in ons diepste verlorenheid, in ons diepste dors. Dis die soort koning wat hy is. En dan sê Jesus, dit is volbring. Die taak, eintlik die werk, soos Jesus dit in Johannes 17 noem, wat sy Vader aan hom gegee het, het hy nou klaar gemaak. Hy het die mense wat die Vader aan hom gegee het, dit is ons almal, het hy tot aan die einde toe, tot die uiterste toe, lief gehad, soos hy in Johannes 13 sê, toe hy die voete van die disippels gewas het. En nou het hy ook hierdie laaste taak afgehandel, deur aan die kruis vir ons te sterf. Maar hierdie woorde beteken ook meer. Ek weet nie wie van julle al 'n e-pos ontvang het, in die ou dae het jy 'n brief van die bank gekry, of iemand het jou ingeroep, dalk die bankbestuurder of iemand wat vir jou gesê het, jou skuld is nou afbetaal. Jy die laaste paaiement is nou betaal. Ek kan onthou, toe ek daai briefie van die bank gekry het, wat sê my studieskuld is klaar betaal. Wat 'n verligting. Ek het gedog, ek gaan dit nooit lang klaar afbetaal nie. Dit is 'n las van ons af. Ons het dit gevier ook. Dit was net wonderlik om te hoor, die skuld wat ons jare lank moes afbetaal, is nou klaar afbetaal. Nou die begrip, dit is volbring in die Grieks, is presies dieselfde begrip wat in daardie tyd in besigheid gebruik is. As jy vir iemand geskuld het en jy die laaste paaiement betaal, dan het daar op daardie rekening gestaan, of hy het vir jou dit gesê, dit is volbring. Dit is klaar betaal. Vriende, luister gou en dink nou oor hierdie woorde wat ek nou gaan sê. Want ek het nog nooit so daaroor gedink nie. Wanneer my skuld aan die bank klaar betaal is, het ek geen verpligting meer teenoor hulle nie. Geen. Wanneer Jesus sê dit is volbring, dan sê hy, jy het geen verpligting nie. Dink daaroor.
Want God werk ons met genade. Jy kan maak met hierdie uitspraak van Jesus wat jy wil. Jy het geen verpligting meer teenoor God nie. Net 'n uitnodiging. My skuld is betaal, daar's vir my sondes betaal tot aan die einde van my lewe. Die straf van die sondes is gedra. Ek het geen verpligting meer nie. Dis die soort koning wat hy is. En dan die laaste woorde van Jesus. Vader, in u hande gee ek my gees oor, jy kan ook sê, gee ek my lewe oor. Dis 'n aanhaling uit Psalm 31. En die kinders het in daardie tyd, ouers het hulle kinders geleer om hierdie gebed te bid in die aand. Wanneer die donker nag voorlê, daar was mos nou nie ligte behalwe lampies en goed nie. Wanneer die onsekerheid van die nag voorlê, dan het hulle geleer om te bid. Here, ons gee in u hande ons lewe oor vir hierdie onbekende nag. Dis wat Jesus hier doen. Maar die verskil is dat hy sy Vader nou aanspreek en sê, Vader, in u hande gee ek nou my gees oor. Dis 'n daad van totale oorgawe. Die Engels praat van surrender. Die hele Jesus projek word oorhandig aan die Vader. Van sy menswording af, sy hele lewe, sy bediening en sy lyding hier, en sy eie toekoms, sy opstanding, sy lewe hierna, die toekoms van sy mense hierna, word totaal en al oorgelaat aan die Vader. Met volle vertroue, dat die Vader sal doen wat die beste is. Ek wil vra dat ons net weer vir so 'n paar oomblikke sal nadink oor hierdie paar kruiswoorde. Wat is dit wat die Here jou na toe uitnooi? Wat tref jou? Wat wil hy vir jou sê? 'n Paar oomblikke van stilte. Een van die diepste emosies wat ons sekerlik het, wanneer ons so nadink oor wat Jesus vir ons gedoen het, omdat hy ons liefhet en vir ons is seker dankbaarheid. Gratitude. En Gert gaan nou vir ons hierdie lied sing, ons kan die woorde op die skerm volg, die lied se naam is Gratitude. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? And I could sing these songs as I often do, but every song was dead. You never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move.
with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Jesus het gesterf soos wat hy gelewe het, in totale oorgawe aan sy Vader, total surrender. Ek wil nou vir ons almal die geleentheid gee om op te staan met die volgende 2 liedere en ons dankbaarheid aan die Here te betoon deur totale oorgawe aan hom te gee met die volgende liedere. Ons gee onsself vir hom. Every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. Surrender all. Every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long
surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Ons hart roep na U uit, ons hart roep na U uit, want U ken ons, U is ons redder en nood. Ons hart roep na U uit, ons hart roep na U uit, want U vind ons, U grond ons, U liefde is groot. U sê ons gids, wys ons die weg, wat ons moet gaan. U is ons lig, U is die doel van ons bestaan. Ons hart verlang na U, ons hart verlang na U, die weer, die vuur weer en ons opseer. Ons hart verlang na U, ons hart verlang na U, ons sal lei, bevry, ken ons verdriet. En as ons gevoel, ons bedrieg, raak ons aan. Laat ons die stem, laat ons die woorde weer verstaan. Omdat Jesus self daar die diepe dors gehad het aan die kruis, op die punt gekom het waar ons almal is hier die uitnodiging van Jesus tot in ewigheid toe. Kom na my toe. Kom na my toe. En strome van lewegewende water sal uit jou binneste vloei na almal rondom jou.
Vriende, ontvang die seën van die Here. Kom ons hak by mekaar in, soos ons wat gewoonlik doen. Ons sing die seën van die Here ook af op mekaar. Dis sommer nou 'n dadelike antwoord om strome van lewende water vir ander mense ook te wees, deur sy Gees. So ontvang die seën en dan antwoord ons daarop deur dit vir mekaar te sing. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees, elke tree wat jy hier vandaan verder gee.